ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 143. Ek is professor Ranus Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enige van my boeke wat ek gekoop, wat ek aanbied, wat ek geskryf het, spesiaal, met die paus wat nou so 'n week of wat terug oorlede is, Vasgevang in die Antichrist-systeem, daai kopbeenboek. Daai boek wat jy net kan lees as die lig aan is. Anders is dan al jou hare regop. Ek het hom geskryf so 23 jaar, 24 jaar gelede. Nee, is 25 jaar, want is in 2000 gewees. So, ek luister na die ouens wat nou so aan mekaar rondhardloop, hierdie atelier dit en atelier dit en dit is. Almal het nou die antwoord. Almal het nou die antwoord. Dat is verby. Weet jy wat, ek wil hier net rustig maak. Rustig wees. Daar is nog nie 'n vredesverbond geteken nie. Daar is nog nie 'n vredesverbond geteken nie. En solank as daar nie 'n vredesverbond geteken is tussen die paus en Israel nie, kan die 70ste week van Daniël so 'n horlosie nie begin tik nie. Alright, so wees rustig. Kry my boek, Vasgevang in die Antichrist-systeem. Baie insiggewend. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367-124. Gaan na my webtuiste https://. Ek sê dit weer bietjie stadig. Jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor. Anders het jy al die inligting gemis. Dus ook uiters noodsaaklik dat jy se inteken op ons YouTube kanaal. Dit is natuurlik sodat jy al die verskillende kennisgewings kan kry van die verskillende boodskappe. Stuur die kontak vir die vriende en die kennisses, dis lewensveranderend. Skryf vlok 'n pen en ten minste 33 of 53 Bybel, net nie 83 Bybel nie. Asseblief, kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmôre sê baie dankie vir al u bo-natuurlike steun, elke gawe, ons gesondheid en alles wat ons uit u hand het ontvang. Ons kinders en ons familie, ons Jaffis, boeties en sissies, die bediening reg oor die aarde. Ons is geseënd in u. Die woord sê, al val 1000 op jou linkerkant en 10.000 op jou regterhand, na jou toe kom dit nie aan nie. En ek sluit jou in van agter en voor, en ek sê sommer bo en onder ook. U sê, u dek voor ons teenstanders 'n tafel. U salf ons hoofde met goedheid en guns en insig en blydskap en heerlikheid en krag en genade en vrede en blydskap en al die goeie gawes deur die Ruach HaKodesh. U lei ons in die spore van geregtigheid. Salf u woord vanmôre en gee vir ons ontvanklike sielsdimensies om te hoor wat die Ruach vir ons sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffashua, volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees om net te ontspan en die woord op te neem en dat dit iewers vir iemand iets beteken. Die boek Spreuke hoofstuk 12 vers 3. Hy sê geen mens kan deur goddeloosheid bestaan nie. Nou weet jy wat ek dadelik agterkom in die lees van hierdie sin, is dat koning Salomo kom nie en hy sonder 'n sekere groepie uit nie. Hy sê geen mens kan deur goddeloosheid bestaan nie.
En ek wil weer sê, as u 'n Jafis is, of deel van die bruid van Jafasjoas, en u laat toe dat die duiwel kom en in u lewe goddeloosheid saai, dan val u ook in hierdie groep. En dis hoekom ons nodig het dat die Ruach HaKodesh in my sielsdimensie funksioneer, en dat ek deur die sielsdimensie die geestelike stem van Jaffa kan hoor deur die Ruach en Jafashua. Geen mens kan deur goddeloosheid bestaan nie. Gaan kyk na die tronke en al die fasiliteite wat daar is. Daar's baie ander rehabilitasiesenters en al. Weet jy waar kom alles vandaan? Meeste, 99,999% van hulle, kom omdat mense sonde in hulle lewe toegelaat het. Sonde kom nie van self net in my lewe nie. Sonde wat in my lewe, en ek praat van myself, wanneer daar sonde in my lewe gekom het, was dit wanneer ek en u dit toegelaat het. En dit help nie ons hang aan die goed nie. Die woord sê dat 'n mens daardeur nie kan bestaan nie. Hoekom? Want dit maak jou dood. Dit maak jou gedaan. Dit mergel jou uit. Dit verwoes jou verhouding met Jaffa, Jafashua, deur die Ruach HaKodesh. Geen mens kan deur, geen mens, maak nie saak wie jy is nie, of jy 'n pastoor is, of jy 'n dokter is, jy 'n professor is, of jy 'n dominee is, of jy wie is, of 'n gewone gemeentelid. Geen mens kan deur goddeloosheid bestaan nie. En as ek nou wil goddeloosheid in blokkies, in pakkies wil inpak vanmôre, dan kan ek jou besig hou met hierdie goddeloosheid vir die volgende 2 ure. Wat is goddeloosheid? In kort terme, wat gaan u sê? Wat is goddeloosheid? In 'n eenvoudige verduideliking, klein pakkie, alles wat Jaffa nie behaag nie. Soos ek nou vanmôre my hand vat en ek druk hom in my boesem in, en ek trek hom uit en daar's enige iets, jy weet, ek dink aan die term van die melaasheid vroeër jare, het gesê die ouens sy hand in sy boesem gesteek. Wat het dit beteken? Hy het hom onder sy hand onder sy baadjie ingesteek, en die seer goed was aan sy lyf. Dis hoe hy sê, slaan jou hand aan jou boesem. Hy steek sy hand in sy boesem, en as hy hom uittrek en sy hand is melaats, dit is skilfers, dit is sig wat uitkom, dis hoe dit met Job gelyk het. Dis hoekom die honde sy sere gelek het, want niemand wil aan jou vat nie. En as jy geestelik jou hand in jou boesem insteek, en jy trek hom uit, en hy's goddeloos, hy lyk sieklik, hy lyk nie soos iets wat jy wil aanvat nie. Jy weet, as jy Kentucky eet, of ek dink nou spesifiek aan Kentucky, of 'n slap chips, alright, ek weet, julle eet nou nie, jy weet, julle eet van, maar 'n lekker Kentucky vlerkie of 'n boutjie, en jy vat hom, en as jy hom klaar geëet het, wat doen jy? It's finger licking good. Hey, it's good. Self, net 'n slap chippie, daar is souterigheid. Alright, ons ouens doen, ek weet nie. Maar weet jy wat? As jy jou hand in jou boesem ingesteek, wat het Kentucky en slap chips met dit te doen? As jy jou hand in jou boesem ingesteek en jy trek hom uit, en hy lyk geel, gaan jy nie, soos in 'n Kentucky boutjie en 'n slap chippie, daai sout wil afeet van jou vingers af nie. En dis wat goddeloosheid is.
Goddeloosheid in 'n eenvoudige term vanmôre soos die roog het my gee, is enige iets wat nie is wat ek my vingers wil aflek nie. As dit vir jou goed genoeg is, dat jy jou vingers, ek praat van in die gees, né? As my hart in my boesem steek, ek kan hom uittrek, en dis aangenaam. Dan's ek op die pad, waar Jaffa my wil hê. Maar as ek my hand in my boesem insteek, en ek trek hom uit, en ek kan nie Kentucky Way en 'n slapchip nie, dan is dit nie wat Jaffa wil hê nie. Dis nou sommer op 'n plain manier gestel. En hierdie het ek nog nooit in my lewe by iemand gehoor nie. Ek het dit net soos wat ek hier sit, het die roog het vir my gegee. Kentucky en 'n slapchip. En baie mense sal sê, wat het dit met jou geestelikheid doen, jou lewe? Weet jy wat, dit kan die verskil maak of iemand gered word, en of iemand hel toe gaan. Dis die verskil. Jy sien, baie keer wil ons so gefistikeerd wees, en so perfekte Afrikaans praat, en so verhewe wees. En terwyl, en ek gaan dit maar sê, terwyl die roog beter werk in eenvoudigheid. Die Engels stel dit beter. Jaffa manifest himself in simplicity, in eenvoud. Eenvoud meen nie stupid nie, in 'n eenvoudige verduideliking. Die dinge wat ons nie sal dink sal werk nie. Weet jy wat, in my geestelike lewe, in al die jare, is dit die dinge wat vir my gewerk het. Toe ek 'n pastoor was vir 18 jaar, die stupid goed, wat vir ander pastore stupid sou wees, is die goed wat gewerk het. En dis wanneer ek dan sien, wanneer Jaffa kom, deur die roog, en hy iemand oortuig aangaande sonde en ongeregtigheid. En daai persoon, man en vrou sê, ek wil my hand in my boesem steek, en ek wil hom uithaal, en dit, ek wil dit in Engels sê, kan ek? It's a joy unspeakable and full of glory. Dis 'n heerlikheid. Dis 'n heerlikheid om Jaffa te dien. Ek het nie nodig om onder 'n skuilnaam te bid nie. Ek het nie nodig om vanmôre onder 'n skuilnaam te kom nie. Hoekom? As ek my hand in my boesem steek. Ons is nie onfeilbaar nie. Nee, ons is mens. Ons is mens. Maar ons beweeg elke dag in die genade van Jaffa. En die woord sê dat sy genade is vir my genoeg. Sy genade vanmôre vir u genoeg? Kan u vanmôre sê, ek het die genade van Jaffa deelagtig geword? Kan u vanmôre sê dat Jaffa se genade het jou onderpand geword of jou onderbaadjie geword? Bedoelend, as ek 'n onderbaadjie het, dis wat my warm maak. Ons begin in die winter in beweeg, of in die herfs in te beweeg. Ons het laasweek met truie aan, het ek die opnames gedoen. Ek het nie nodig nou nie, want dit is nie so koud nie. Maar ek is baie naby waar ek my onderbaadjies gaan begin aantrek. Hoekom? Om my longe warm te hou, terwyl ek bedien. Sodra as ek hoor, daar's 'n koffie daarso. Dit sê, trek die onderbaadjie aan, hou die longe warm, hou die lyf warm. En dit is wat belangrik is wanneer ek daai geestelike onderbaadjie van my aan het, wat my warm hou. Daai geestelike onderbaadjie, wat my in 'n beter verhouding met Jaffa bring, en met Jaffa bring. Geen mens kan deur goddeloosheid bestaan nie. Hoekom? Want daai goddeloosheid vernietig jou. Daai skelmgheid, dit vernietig jou. Die woord sê, voor jy gepraat het, voor jy gesê het, het ek het geweet. Toe jy het gedink het, het ek het reeds geweet. Dis die Elohim, wat ek aanbid. Hy weet alles vooruit. En dis hoekom hy vir die roog sê vir 'n ou, hey man, dat jy kan brieke aansit. Hy sê, geen mens kan deur goddeloosheid bestaan nie.
Maar die wortel van die regverdiges wankel nie. Halleluja. Is jou wortel vanmôre in Jafashua geanker? Is jou wortel in die grond? Is jou wortel diep in? Of is jy van hierdie wortelsisteme, as die wind waai, dan waai die boom om? Ek wil vir u sê dat ek en u as Jafiste vanmôre, as bruid van Jafashua, se wortelstelsel moet geanker wees in die rots van die eeue. Dat wanneer daai storms en die winde van beproewinge kom, en hulle kom, glo jy my? Glo my, wanneer daai stormwinde van beproewinge kom, en dit teen hierdie boom aanwaai, dat hy kan bly staan. Ek was een keer of twee keer, wat ek gaan preek het in Port Elizabeth, jare terug, toe ek nog 'n pastoor was, waar hulle my genooi het om spesiale dienste hou, waar ons ingevlieg het, wanneer ons invlieg in Port Elizabeth se lughawe, daar is 'n bloekombome daar, dan waai die wind, daai bloekombome, lyk of hy op die aanloopbaan wil gaan staan, maar hy staan. Weet jy hoekom? Want sy penwortelstelsel is diep in die grond. Ek wil vanmôre sê, en ek wil afsluit hiermee, laat ons in die dag met Jaffa wandel in 'n verhouding waar ek sê, Vader Jaffa, as daar enigstens 'n kans is, laat my wortelstelsel nie vas is nie. Lei my deur die ruach, en laat my stelsel, my wortelstelsel in Jafashua sterk sal wees, sodat ek die winde van die lewe kan trotseer. Nie my eie krag nie, maar deur die salwing en die leiding van die ruach. Tot môreoggend as Jaffa lewensgesondheid spaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.